Ons kinders is hier by ons, hulle is op pad na die kerksaal toe, maar voordat julle gaan, vanoggend is die vraag waarmee julle gaan werk is, hoekom vier ons hemelvaart? En ek gaan nou nie al die antwoorde vir julle gee nie, maar eers moet ons hom seker sê, wat is hemelvaart? Nee, wat ons donderdag gevier het. Jy sommer vir my antwoord, wat is hemelvaart? O, jy wil net wys jy's reg vir reageer. Ek sal vir jou 'n ander vraag, ek gaan nou vir jou vra om iets anders vir my te doen. Die teks waarmee julle vanoggend gaan werk is Markus 16 vers 19, wat sê daarna is die Here Jesus terug hemel toe, om by God self 'n ereplek in te neem. En die antwoord wat julle gaan kry is Romeine 8, wat sê niemand kan sê God moet ons straf nie. Wonderlik, want Jesus Christus het gesterf, maar God het hom laat lewe, en nou sit Jesus op die belangrike plek langs God in die hemel, en die wonderlike is, hy vra vir die Here, om ons sondes te vergewe. So die Here Jesus is nou in die hemel besig om met die Vader te praat oor ons. Maar ek wil julle terugvat na verlede week se onthou-teks toe, en ek gaan nou nie vra wie dit onthou nie, Markus 16 vers 15, wat vra, hoekom is ons nog op aarde? As Jesus dan hemel toe is, hoekom het hy ons nie saamgevat nie? Hoekom is ons nog op aarde? En dan het julle verlede week gehoor, Jesus sê vir ons, hy gaan hemel toe, maar hy stuur sy gees, dis waaroor Pinkster gaan, na ons toe, maar dan sê hy vir ons, julle, ek is nou in julle, en julle kan na die wêreld toe gaan, en vir hulle die goeie nuus vertel, dat God vir hulle baie lief is, en dat Jesus aan die kruis vir hulle gesterf het. En dis waar ons in die kerk vanoggend gepraat, oor die liefde van God, wat ons dryf, wat ons dring. Nou wonder ek, wie van julle weet wat beteken dryf? Wie van julle weet van drywers? Wie van julle weet van 'n drywer op 'n plaas? Wat doen 'n drywer? Hy bestuur. Het jy al gewens jy is jou pappa se drywer op die plaas? Lyk dit lekker om te bestuur? Is nog 'n bietjie groot, né? Is reg. As 'n mens dryf, dan bestuur jy. Jy dring, daar iets gebeur. Kom ons kyk gou wat dryf. Wat dink julle dryf hierdie parraatjie? Okay. Well, that's okay, but Die oom I sê, mean, this one has just got to be hy spring lekker, maar hierdie the een, best one I've ever is come die beste een across. wat hy nog ooit gekry het. Kom ons kyk of die oom reg is. You watch this. He'll probably end up jumping off the edge. Anyway, here we go. Hy spring hom skoon onder. Too much. Come on. Oh, wait. Get rid of that other frog. We've seen him perform. Look at that. Is that a jumper or is that a little jumper, huh? Look, he's still going. Don't go over the edge. Look Kry at daai it. oom het reg om daai parre te laat See? spring. Wat het hy gedoen met die parre wat hom laat spring? Hy het die dingetjie daar gedraai. Daai dingetjie sit vas, maar partykeer kry hy hom los, dan sit 'n sleutel. Dan wen jy hom op, daar's 'n veertjie binne. Ek soek gou 2 van julle om my gou te kom help. Kom sommer gou, dan kom help julle. Wat sê? Ek gaan nou vir hulle 2 vat vandag. OK, is dit reg? Hierdie het nie 'n sleutel om hom op te wen nie. Maar kom ons kyk of julle kan uitfigure hoe werk hierdie karretjies. Hoe laat mense hulle loop? Kan hulle op hul eie loop of moet jy hulle stoot? Uitsaam. Nee. En as jy dit doen, dan wil jy partykeer. Wen gou julle sin op, dan kyk ons wat een is die vinnigste. Die groene pas by jou en die oranje een pas by julle. Kan maar weer gaan sit, hoor. Nee, ek het gesê dit pas by julle. Ek sal dink aan jou, hoor. Ek bedoel, ek wil regtig dink aan jou. Wat 'n mens agterkom is daai sleuteltjie maak dat daai parretjie wil spring. En as hulle 2 nou hierdie karretjie so opwen, dan maak hulle ook dat hierdie karretjie wil net ry. Ek moes nou eintlik gewys het toe ek geoefen het toe wheelie daai karretjie van julle, hoor. Toe sy op sy agterwiel en hy staan hier so in spin.
Die karretjie het vir julle twee nodig gehad, want sonder julle sou hy nooit so gery het nie. En dit is wat Paulus sê in hierdie teks, dat die wonderlike is van Pinkster, van die Gees wat die Here uitgestort het, is die Here soos daai veer wat binne ons is. En die veer binne ons is die Here se liefde. So as 'n mens vra, hoekom het hierdie mense hierso kom speel vanoggend, en hoekom help Dominee Drian vir my daar by die klanke, hoekom sit Tannie Ellison daar, en hoekom het julle kerk toe gekom, dan is die veertjie in ons, is die liefde van die Here. Dis wat ons dring, wat ons laat, dis die drywer in ons hart hier binne, die liefde van die Here. So ek gaan vir julle vra, voordat julle nou afgaan ondertoe, dat julle gebed saam met my sal bid. Julle kan maar julle oë toemaak, ek gaan die gebed sê, en dan sê julle agter my aan. Almal van ons kan dit maar saam bid. So maak julle oë toe, dan bid ons hierdie gebed saam. Julle kan net agter my aan sê, Here Jesus, vul my hart met u liefde, Help my om die goeie boodskap van Jesus, se liefde vir alle mense te bring, Amen. Mag die Here so julle opwen, dat julle vir mense wil vertel van die Here se liefde. Ons gaan julle groet, en dan gaan julle daar in die kerk sal lekker verder met mekaar gesels. Terwyl hulle uitbeweeg, ons is in Pinkstertyd, wat hierdie Sondag by ons in die gemeente begin, en dan van môre aand af, 7 uur hier in die kerk sal wees, en dan volgende Sondag, dan sluit ons af op Pinkster, die uitstorting van die Gees by Pinksterfees, met die nagmaal dan. En van Dinsdag tot Vrydag sal die dienste van die aand ook in die ouer huis op video wees, as julle dit daar wil bywoon. Kom ons raak saam stil met die woorde van 2 Korintiërs 4, wat Paulus daar geskryf het, toe hy geskryf het en gesê het, God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. God wat gesê het, laat daar lig skyn uit die duisternis, het ook in ons harte 'n lig laat skyn, om ons te verlig met die kennis van die heerlikheid van God, wat van Jesus Christus uitstraal. Broers en susters, ek groet u dan in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag daar genade, barmhartigheid en vrede in oorvloed, 'n lig in jou lewe wees. Amen. Kom ons sing saam vir die Here Jesus. Die Heilige Gees is uitgestort om juis alles vir ons te vertel en te herinner van Jesus Christus. So kom ons sing saam lied 428.
Ons teksgedeeltes vanoggend is 2 Korintiërs 5 en Handelinge 2. Maar voordat ons gaan saam lees, net om ons gedagtes so 'n bietjie in die teks in te bring en ook in die Pinkstertyd, een van die grootste uitdagings waarmee ons as 'n mensdom worstel, is verdeeldheid. As ek nou so vir elkeen van ons kans gee, dan sal ons kan begin vertel van verdeeldheid. Hoe dit in ons eie persoonlike klein wêreld, dalk selfs binne jou slaapkamer as jy getroud is, of binne die huis as jy 'n huisgesin is, binne die buurmanskap, binne die wijk, binne Piketberg, en so kan ons net aanhou uitkring na buitentoe. Een ding waarmee almal van ons worstel, is hoe vinnig mens verdeeld kan raak. Hoe vinnig jy mekaar verkeerd kan opvryf. Hoe maklik dit is om mekaar verkeerd te verstaan. En daar's wonderlike maniere waarop ons mekaar kan help om dit nie oor te kom nie. En daar's wonderlike raad wat ons van ouers gekry het en van mense wat voor ons gegaan het, wat vir ons gesê het, stadig, tel tot 10, gaan slaap oor 'n ding. Moenie so vinnig op jou perdjie wees nie. Wees lankmoedig, wees geduldig. Maar ons sukkel. En 'n mens is amper ontsteld vir jouself as jy besef hoe maklik jy iemand verkeerd verstaan, hoe maklik jy kwaad raak vir een, hoe maklik 'n mens goed kwyt raak wat jy besef, maar dit help nie nou die situasie nie, dis net olie op die vuur. Hoe maklik blaas ons en veroorsaak ons verdeeldheid. En as 'n mens nou op 'n globale skaal gaan, dan pluk ons ook die vrugte daarvan. Hoe diesel onbekostigbaar, kunsmis, alles se pryse styg. En dan moet 'n mens vra, is dit nodig? Is dit nodig dat die olie se kraan toegedraai is? En dan besef ons, dit gaan oor allerlei goed wat mense dryf, wat 'n mense se harte leef, wat uiteindelik veroorsaak dat daar verdeeldheid onder ons is. Verdeeldheid tussen mense is. Hoe wonderlik sou dit nie wees, as ons deur die lewe kon gaan, sonder die konflik wat verdeeldheid bring. En dit gaan baie keer oor hierdie manier waarop ons na die wêreld kyk om heeltyd te probeer organiseer en groepeer en te sê dis mense soos ek, dis nie mense soos ek nie. En dan net soos ek die mense soos ek het, dan kom ek agter, maar daar is onder hulle ook mense wat op ander plekke nie soos ek is nie, dan moet ek weer, en dit lei tot 'n geweldige eensaamheid en angs. Omdat ons voel maar jy's eintlik nêrens waar ek tuis kom nie. Oral waar ek kom is daar verdeeldheid, beklei mense met mekaar, is daar ongurigheid met mekaar. Is daar 'n oplossing? Is daar 'n weg uit hierdie penarie waarin die mensdom gewikkel is? En dit is waaroor ons in hierdie Pinkstertyd met mekaar gaan probeer praat. As ons deur hierdie week se program kyk na die temas, dan gaan ons vandag praat oor liefde en hoe liefde regtig die vermoë het om alles te verander. En dan praat ek nou sommer maar net van verliefdheid of die verliefde wat ons vir mekaar het. Hoeveel te meer nie die liefde wat God aan mense bewys. Die liefde wat van God kom in hierdie wêreld. Dit gee ons hoop dat daar dalk 'n antwoord is vir verdeeldheid. Die maandag aand gaan ons praat oor God wat heilig is en oor die implikasies van dit vir verdeeldheid. En dan Dinsdag aand bietjie na onsself kyk en sê deel van die troef van verdeeldheid, 'n oplossing vir verdeeldheid, om verdeeldheid te ontwrig, laat dit nie so maklike greep op my kry nie, is dat ek moet kom oor myself. Daar's maar goed in onsself wat maak dat ons maklik help verdeeldheid saai. En dan Woensdag aand gaan ons stil staan by die Trojaanse perd. Julle moet maar wonder waaroor dit gaan. Donderdag aand oor Jesus Christus wat by magte is om mense te versoen en wat dit vir ons sê oor konflik en versoening. En dan Sondagoggend, Vrydag aand het ons al Pinkster gehou, maar ons het gesien dit is nie goed nie, veral as dit winter is en is koud, dan sukkel ons om uit te kom. En daarom gaan ons dan Sondagoggend met die nagmaal gaan ons dan ook afsluit met Jesus se gebed. En die vraag wat daardie gebed beteken vir my as 'n gelowige, vir ons as 'n gemeenskap van gelowiges, as ons gekonfronteer word met konflik, met verdeeldheid, met groeperinge partye wat vorm, pole wat tussen ons is. So wat ons vanoggend nou gaan doen is om te vra oor God se liefde.
En hoekom ek nou hierdie prentjie wys van daai mense in Makatini, elke jaar het CLF help hulle die predikante om iewers vir mense te kry en te vra, wil jy ons help dink aan temas vir die Pinkster nie. In hierdie jaar het hulle 2 jong manne gevra, daai 2 aan die linkerkant onder, Pulani en Mikael. En hulle 2 het mekaar in Makatini ontmoet. Maar wag, laat ek nou nie die hele storie vertel nie, laat Dominee Mikael sommer self vertel. Mikael hier van Oosterrijk gemeente in Pretoria. Ek was so opgewonde toe ek 'n e-pos gekry het vir my sê julle gaan 'n Pinksterreeks doen uit Disrupting the Divide, 'n Pinksterreeks wat ek en my goeie vriend Pumlani Ngwenya saam geskryf het, wat eintlik maar net 'n paar gedagtes is uit 'n boek wat ek en hy geskryf het met die titel Disrupting the Divide, wat eintlik maar net gaan oor verdeeldheid in ons land en wat is Jesus se oproep vir ons lewe, die eenheid waarvoor hy gebid het. Jesus se langste opgedateerde gebed in die Bybel, Johannes 17 bid hy spesifiek vir eenheid onder sy mense. Ek dink aan teksgedeeltes soos 1 Korintiërs 11 waar Paulus praat oor die nagmaal en waar hy eintlik praat oor social sin, hoe uitsluiting heeltemal teen die kultuur en die koninkryk van Jesus is. En ek en Pumlani het dit eintlik saam ontdek. Ek is 'n wit Afrikaner boerseun en Pumlani is 'n swart Zulu sprekende groot geword in KwaZulu-Natal in die Makatini vlaktes en dis so nogal so deel van ons storie. Ek het so 'n paar jaar gelede, eintlik 'n hele paar jaar gelede, seker nou al 12, 13 jaar gelede toe ek in graad 10 gerond was, het ek my hart vir die Here gegee op die Makatini vlaktes. Ek was op 'n uitreik soontoe gewees, eintlik so 'n bietjie teen my wil. Wou nie baie graag gegaan het nie, maar dit was destyds deel van ons belydenis van geloof afleg en een van die goed wat ons moes doen is om op 'n uitreik te gaan. En ek het daar vir die heel eerste keer in my lewe het ek die evangelie gedeel met 'n Zulu gesin wat nog nie die evangelie gehoor het nie en my lewe het radikaal verander en ek het tot bekering eintlik daar gekom. So nog altyd 'n kulturele gelowige, geglo in die Here, maar eintlik daar het ek begin om 'n disipel van Jesus te word. En so het my pad begin en daar het ek so 'n paar jaar later vir Pumlani ontmoet. Hy was een van die oukies in die gemeente gewees en sy mentor was toe ook is die predikant wat vir 'n hele ruk daar bedien het, Laurens van der Westhuizen. Hy het bedien onder in die Makatini vlaktes en hy het so 'n bietjie van Pumlani gementor en hy het eintlik so vir my en Pumlani bymekaar uitgebring en ons het net dadelik vriende geword en ons het al 'n klomp gesprekke gehad oor Suid-Afrika, oor die verdeeldheid net in ons eie land en ek en hy is albei gebore na apartheid. Ek dink dis wat dit spesiaal maak, wat ons storie dalk anders maak, is ons is gebore na apartheid. Ons het begin om regtig die Here se oproep tot eenheid ernstig te probeer althans en ons het in die proses het ons goeie vriende geword. Ons het nou al 'n klomp uitreike saam gedoen. Ons preek gereeld saam. Pumlani is besig om te bedien by die gevangenis in Barberton terwyl hy sy teologiese studies voltooi. Ek bedien by NG in Pretoria Oosterlig voltyds onder die jeug en ek is verantwoordelik vir ons kleingroepe. En ja, dis om net so ietsie van my en Pumlani. As jy meer wil weet, koop die boek. Hy behoort so oor 'n paar weke op die rakke te wees. Ons sal vir julle aanstuur. En in die tussentyd geniet julle reeks Pinkster en mag die Here deur die Heilige Gees tydens Pinkster regtig julle harte kom aanraak. Mag julle net so besef hoe lief hy vir julle is, vir elkeen van julle en mag hy regtig julle kom ontwrig in 'n positiewe sin van die woord om soos wat ons in Filippense lees dat ons al hoe meer en meer sy karaktereienskappe sal begin leef, dat ons al hoe meer sal dink soos Jesus, praat soos Jesus, leef soos Jesus en bo dit alles lief hê soos Jesus oor grense heen. Maak nie saak wat se grense ons opgebou het nie. En dis eintlik die hoofding van Disrupting the Divide as 'n boek en as 'n Pinksterreeks is om die Heilige Gees toe te laat om ons denke te kom vernuwe, om ons regtig een te maak, om regtig Jesus sy gebed, sy myn gebed of langste opgetekende gebed ernstig op te neem en daai nuwe eenheid, daai nuwe humanity waarvan die Efesiërs praat regtig te gaan uitloop. So blessings vir elkeen van julle. Ek hoop ons sien mekaar een van die dae. Totsiens. Totsiens Mikael. Julle sien daar aan die linkerkant aan die regterkant bo is Mikael toe in graad 10 was 2014 en daar hoe hy hoender vas, dit was geneem op die Makatini vlakte waar hy hierdie ervaring gehad het, dat die Here hom op 'n besonderse manier kom ontmoet het. Dis my lekker, dit voel vir my ek werk in 'n span hierdie Pinkster week. Ek kom uit 'n ouer skool as hulle twee en ek besef vir my is die teologie wat uit die woord uitkom geweldig belangrik en om dit te probeer oordra aan gelowiges. Maar wat die twee jonges doen is hulle konfronteer my met die uitleef van daai teologie.
dat 'n mens baie maklik kan stop waar die Here vir jou mooi goed sê. Maar die vraag is, wat maak jy met daai mooi goed? Hoe gaan jy verder? Kom ons raak saam stil. Hemelse Vader, ons loof en prys u groote naam. Here, in ons aanbid u as die Skepper God, wat elkeen van ons so wonderlik gevorm het en gemaak het. Here, ons is die mens. Ons word gebore met 'n mens se manier van dink, 'n mens se manier van kyk. Here, en ons het 'n klomp vrese, en in baie opsigte bepaal daai vrese ons lewens. Ons wil oorleef. Ons soek die mense wat ons kan help om dit te doen. Mense wat ons kan laat veilig voel, gekoester laat voel. Mense wat dieselfde waardes het as ons, wat dieselfde agendas het, dieselfde dryfveer in hulle lewens het. En Here, so soek ons mekaar uit en ons vorm groepe. Ons is ook op ander maniere saamgevoeg. As mense wat saam bly in dieselfde dorp, ons is Piketbergers. En as ons interskool het in Porterville, dan weet ons, dis 2 verskillende dorpe. Maar Here, dan besef ons ook weer later, maar ons is maar eintlik dieselfde mense as die in Porterville. Ons het verskillende hoërskole in ons gemeenskapskole. Ons het Steynville en ons het PAS. Ons het ander skole in ons gemeenskap wat ook kinders opvoed en vorm. Maar Here, so maklik word dit verskillende groepe, wat so maklik ook verdeel kan raak, as ons oor mekaar praat. Kerke, wyke in die dorp, munisipaliteite, spanne, sport. Daar is so baie maniere waarop ons, en baie van dit is mooi, dit inspireer ons, dit moedig ons aan, ons span skree vir ons ondersteuners. Ons het dit nodig. Maar Here, ons weet ook wat 'n probleme dit vir ons bring, wat 'n uitdagings, wat 'n verwydering en eensaamheid, verwonding, verbitterdheid, woede, nydigheid, wonde. Here, daarom bid ons dat U in die groot wysheid, hier in hierdie tyd wat ons juis die uitstorting van die Heilige Gees herdenk, en hoe U ons lewens kom aanraak het, die groot skeiding tussen hemel en aarde oorgebrug het, gesteek het, en nuwe moontlikhede in ons lewens kom ontsluit het, kom oopmaak het. Here, ons wil in hierdie lewe leef tot eer van U naam. Ons wil in 'n verhouding met U staan. Ons wil dat U Gees deur ons vloei en deur ons werk. Daarom bid ons dat wanneer ons die woord oopmaak, U dit sal gebruik hierdie geleentheid, Here, om deur die Gees in ons harte te praat, in ons gedagtes. En verder dat U ook wanneer ons hiervandaan weggaan, dat dit wat ons hoor, dit wat ons lees, dat dit ook ons lewens werklik bepaal. Ons is so afhanklik van U, Vader. Ons wag op U Gees. Amen. Voordat ons lees, hierdie is 'n lied wat baie bekend is, ons ken die woorde selfs, dis definitief nie 'n kerklied nie, maar toe ek weer daarna luister en ek dink maar, vat dit nie iets saam van dit wat die boodskap is van vandag. En daarom wil ek vra, as ons luister na die lied, dis mooi mense wat dit sing ook, en dis werklik begaafde kunstenaars, wat hulle toewy aan hulle veld. Maar luister die woorde en hoor die Here se liefde in hierdie woorde. So as hulle sing oor die liefde, moenie net dink aan mans en vrouens en mense wat mekaar lief het nie. Dink aan die Here, wie se liefde ons hiervan hoor. Kom ons luister na hierdie lied. Love changes everything, hands and faces, earth and sky. Love changes everything, how you live and how you die. Love can make the summer fly, or a night seem like a lifetime. Yes, love changes everything. Now I tremble
Love changes everything. Days are longer, words mean more. Love changes everything. Pain is deeper than before. Love will turn your world around, and that world will last forever. Yes, love changes everything, brings you glory, brings you shame. Nothing in the world will ever be the Into the world we go, planning futures, shaping years. Love bursts in and suddenly all our wisdom disappears. Love makes fools of everyone. All the rules we make are broken. Yes, love changes everyone. Live or perish in its flame. Love will never, never let you be the same. Love will never, never let you be the same. Dit is wat Paulus ervaar het. Kom ons lees saam uit 2 Korintiërs hoe hy daaroor skryf. Hy sê in vers 14, die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. En hy ter wille van almal gesterf, sodat die wat leef, nie meer vir hulle self sal leef nie, maar vir hom wat ter wille van hulle gesterf het en opgewek is. Gevolglik ken ons van nou af niemand meer na sy uiterlike nie. Selfs al het ons Christus eens na die uiterlike leer ken, ken ons hom nie meer so nie. Daarom, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, hulle het nuut geword. En dit alles kom van God af, wat ons deur Christus met homself versoen het. En aan ons die bediening van die versoening gegee het. Dit bestaan daarin dat God in Christus die wêreld met homself versoen het, deur hulle nie hulle oortredinge toe te reken nie. En hy het aan ons die boodskap van versoening toevertrou. Ons tree dan op as gesandte ter wille van Christus, asof God self deur ons 'n beroep op julle doen. Ons pleit by julle om Christus ontwil, laat julle met God versoen. Hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons tot sonde gemaak, sodat ons in hom voor God geregverdig kon word. Dis 2 Korintiërs 5 en dan Handelinge 2, wat ons eintlik goed ken, toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle almal op een plek bymekaar, al die volgelinge van Jesus. Onverwags het daar uit die hemel 'n geluid soos die van 'n kragtige stormwind opgeklink, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Tonge asof van vuur het aan hulle verskyn, verdeel en op elkeen van hulle neergedaal. En almal is vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees dit aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Destyds het daar vroom Jode uit elke nasie onder die hemel in Jerusalem gewoon. Toe daardie geluid opklink, het die menigte saamgedrom en was verward, omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word. Verstom en verbaas het hulle gevra, kyk, is almal wat daar praat dan nie Galileërs nie?
Hoe hoor elkeen van hulle dan, hoe hoor elkeen van ons hulle dan praat in die taal waarmee ons groot geword het? Wonderlik hoe bekend klink die taal van die disippels as hulle in hulle eie taal hoor praat. Ons Parte en Meders en Elamite, inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosie, Pontus en Asië, Frigië en Pamfilië, Egipte en streke van Libië en die omgewing van Sirene en Romeine wat hier vertoef. Jode en proseliete, mense van Kreta en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. Almal was verstom en verward en het mekaar gevra, wat beteken dit tog? Broers en susters, 2 Korintiërs 5, Paulus sê, die liefde van Christus dryf ons, omdat ons tot die insig gekom het, dat indien een vir almal gesterf het, almal dan gesterf het. As 'n mens na Paulus kyk, 'n begaafde mens, soveel talente, hy kon op soveel terreine in hierdie lewe vir homself 'n naam gemaak het, aansien gekry het, invloed uitgeoefen het. Paulus kies om die evangelie van Jesus Christus oor die wêreld te gaan verkondig. En hy betaal 'n prys daarvoor. Hy vertel vir ons 'n bietjie verder aan in 2 Korintiërs 11, hoe hy 5 keer geslaan is deur die Jode. Hulle het 'n straf gehad van 40 minus 1, 39. Hou 5 keer het hy dit gehad. Hy's 3 keer met stokke geslaan, 1 keer is hy gestenig, buite stad uitgesleep. Hy het baie dinge ontbeer, baie gevare. Hy het heeltyd die bekommernis van die gemeentes op hom gehad. Sy eie volk het weerstand teen hom gebied, die heidense volke het teen hom weerstand gebied. Maar in hom was daar besef gewees dat dit wat met hom gebeur het, toe hy Jesus Christus leer ken het, in die liefde van God vir hom, wat teen God was en die kerk vervolg het dit sy hele hart, sy hele gedagtes verander. Dat hy later kon sê, alles wat ek was, 'n Israeliet, 'n Hebreër onder die Hebreërs, ek is 'n geleerde mens, ek's 'n Fariseer, ek's 'n wetsonderhouer by uitnemendheid. Hy sê dit alles beteken vir my niks nie. Daar is niks van daai goed wat my aanvanklik gedryf het, wat my meer dryf nie. Nou dryf die liefde van die Here, dryf my. En hy sê dis 'n liefde wat jou verstand te bowe gaan. Hy bid dat mense net sal saam met mekaar as gelowiges mag begryp hoe wyd en hoe hoog en hoe diep, hoe ver die liefde van God strek. En as hy oor hierdie liefde praat, dan praat hy nie van die liefde wat hy as Paulus vir ander mense het, of wat mense vir mekaar het nie. Hy praat van 'n liefde wat uit die hemel uitkom in sy lewe in. En dit is nie net sentiment nie, dis nie net emosie nie. Paulus ervaar die liefde van God in sy lewe as 'n krag wat hom dring, wat hom dryf. Wat maak dat alles wat hy ontbeer, hoegenaamd die opweeg teen die sin en betekenis wat hy vind in hierdie verhouding waarin hy met God staan. Want dit gaan nie net oor 'n krag wat hy kry nie. Hy het iemand gekry in sy lewe, die Here Jesus. En die Here Jesus deur die Gees wat in sy hart woon, in sy gedagtes. En dit het hom gedryf. En daarin het hy dag en nag spandeer, hy het hard gewerk, hy het nie vrou of kind gehad nie. Hy het sy lewe toegewy aan hierdie liefde wat hom dring, die liefde van God. En dis waaroor hy skryf in 2 Korintiërs 5. En hy sê, want hy het self tot die insig gekom, dat een vir almal gesterf het. Dit het Paulus se gedagtes, dit het hom heeltemal onderste bo gegooi, dat terwyl hy besig is om Christene te vervolg, die volgelinge van Jesus Christus, dat hy tot hierdie ontdekking gekom het, dat hier 'n liefde is by God, wat hy nêrens ooit in sy lewe ervaar het nie, wat hy self nog nooit uitgedra het na enige mens nie. Sy lewe was reg en verkeerd, die wet, vervolging van mense wat teen die kerk, teen die Joodse geloof is. Maar in daai ontmoeting met Jesus Christus, het hy 'n liefde ervaar wat hom oor hom ontferm, terwyl hy die vervolger is van Christus. Vra Jesus vir hom op 'n mooi manier, waarom vervolg jy my? En besef hy, God is nie teen hom, Jesus, in sy vervolging nie. Die Here het hom lief, en die Here het vir almal gesterf, ook vir hom gesterf. Maar die oomblik as jy sê, Jesus het vir my gesterf, hy het vir almal gesterf, so lief het God die wêreld gehad, dan besef Paulus verander dit ook die manier waarop ek na ander mense kyk. En hy voel gedring om vir mense te vertel, daar's 'n God wat hulle lief het.
wat hulle so liefhet dat hy sy eie seun in hulle plek laat sterf het aan 'n kruis, sodat hulle verlossing kan ervaar. En dis iets wat elkeen van ons as gelowiges in ons lewens moet ervaar. Ek kan nie vir mense vertel van Jesus se liefde, van God se genade, van die versoening waarvan Paulus in 2 Korintiërs 5 praat, as ek nie self ervaar dat God my liefhet, dat hy vir my aan die kruis gesterf het, dat ek vry is van die las om myself voor God te moet bewys deur die wet, dat ek vry is van die las wat ek het om beter en voor ander te wees wat om my is, maar dat ek besef elkeen van die mense met wie ek elke dag te doen het, is deel van hierdie almal wat God sy liefde aan bewys het. Die kinders lees dit vanoggend ook. Wie sal ons veroordeel? Dis Christus Jesus wat gesterf het, meer nog wat opgewek is, wat aan die regterhand van God sit, wat vir ons intree. Wat sal ons van hierdie liefde van God wat daar in Christus Jesus is skei? Niks nie, niks nie. En wat ons gehoor het terwyl hulle gesing het hierdie lied, is dat liefde het regtig die vermoë om 'n mens te verander. Om jou uniek na die lewe te kyk. Elke dag lyk anders as jy liefhet. Die wêreld verander, jou kyk verander, jou manier van lewe verander. Julle ken dit. Julle weet wat dit beteken om lief te hê. En nou sê Paulus, wat hierdie liefde van God aan my doen, die wete dat een vir almal gesterf het. Is dit maak dat ek besef my lewe behoort nie meer aan myself nie. En ek wil ook nie alleen lewe sonder God nie. Want die lewe wat ek alleen leef, is altyd in kompetisie met ander. Ek is altyd besig om uit te kyk vir nommer 1. As ek vir myself leef. Maar dis wanneer God my bevry, dat ek vir hom leef. Dat ons regtig 'n verskil in hierdie lewe kan maak, deur dieselfde liefde wat hy aan ons bewys het. En daarom as ons die Pinksterweek begin, dan moet ons hier begin, by die liefde van God. Daar is geen manier waarop ons vir mekaar kan sê, ek moet dit doen, en ons moet dit doen, en dit sal help dat ons met mekaar versoen raak, en saam met mekaar kan lewe. Ons kan niks doen, aan al die dinge waarmee ons worstel in hierdie lewe, as ons nie eers dit doen. As ons nie eers heel eerste begin by die punt waar ek besef, uit my eie krag, gaan ek altyd selfsugtig wees. Altyd my eie belang eerste stel. Al steek ek dit hoe mooi weg agter die vroomste dinge, soos ons ook in ons land baie keer gedoen het, ook in die kerk. Dit begin by die besef dat ek is sondig voor God. Ek verdien die oordeel van die Here, maar uit genade, uit liefde, het die Here sy seun in my plek in daai kruis laat sterf. En die oomblik as daai liefde my oorweldig, then love changes not only everything, but everyone. Verander dit vir my, verander dit vir jou. En dit is wat Paulus gedring het, om daai ervaring van hierdie liefde van God, om dit met ander mense te gaan deel. Dat meer en meer mense sal besef, hulle hoef nie alleen te voel nie, hulle hoef uitgelewer te voel aan hulle self, en hulle eie selfsug nie. Hulle hoef nie heeltyd hulle self vas te loop, in verdeeldheid, in konflik, in moeilikheid nie. Daar is 'n krag in God se liefde, wat die wêreld verander, wat ons verander. En daarom as dit ongemaklik raak in die Pinkstertyd, toe ek het voorberei was ek al ongemaklik, oor, is dit nou politiek wat ons in die kerk praat, of wat praat ons nou hier? Maar die ongemak moet daarin lê, dat ek kan nie in my hart, in my gedagtes, bitterheid, in woede, in wrokke, dra, terwyl ek oop is vir die liefde van God nie. Daar is net die plek, in 'n huis, in hierdie huis, van die Here, dat ek terselfdertyd myself kan laat dryf. Natuurlik het dit 'n invloed op my, mens lewe in die wêreld, ons is nie weg van die wêreld nie, ons hoor mekaar. Maar in my, kan daar nie 3-4 sleutels te gelyk opwen nie. Daar is baie verskillende goed wat ons dryf. Maar as ons na mekaar kyk, as ons met mekaar te doen het, as ons oor mekaar moet besluit, oor mekaar moet praat, mag dit die sleutel van die liefde wees wat in ons draai. Dit kan nie die liefde van die sleutel van bitterheid en van 'n verlede en van haat wees teenoor mekaar nie.
Mense sê baie keer, maar ek's maar net 'n mens. Ek is ook maar net 'n mens. Jy verstaan nie. Dis moeilik. Jy weet nie waardeur ek is nie. Jy weet nie wat hulle aan my gedoen het nie. Jy weet nie waar ek vandaan kom nie. Jy weet nie wie in watter huis ek groot. Dis alles waar. Dis alles waar. Wat Paulus sê is dat daar 'n krag is in die liefde van God. Wat maak dat al daai ander dryfvere in my lewe, minderwaardigheid, seer gemaak van kleins af, dat ek besef maar daai goed is nie meer die belangrikste in my lewe nie. Dit kan nie die laaste sê in my optrede nie. Dit wat in my lewe die deurslag gee, is die liefde van God wat hy bewys het deur nie daar te bly weg van al die moeilikheid nie, maar dat hy so lief gehad het dat hy uit die hemel uit waar alles goed is en reg is en geen probleme en verdeeldheid, dat hy bereid was om soos ons een te word, om onder ons te kom woon, om ons te kom help. En daardie selfde krag wat Jesus hiernatoe gebring het, wat hom uit die dood uit laat opstaan het, daai liefdeskrag is uitgestort in ons. In Romeine 5 vers 5 sê Paulus dit, dat hy sê in ons lewens is God se liefde uitgestort deur God wat die Heilige Gees aan ons gegee het. En daarom, soos die twee jong manne sê, het ons nie 'n verskoning nie. Dis nie asof iets nog moet gebeur met ons nie. Die Here het sy Gees in ons lewens uitgestort. Sy liefde is in ons lewens. En daarom kan ons eenvoudig net daarop reageer. Laat ons as gelowiges die Gees vra om weer te doen wat hy in Handelinge 2 gedoen het. Waar hy 'n brug gebou het tussen mense, tussen God en mense en tussen mense onderling. Laat ons die Here vra om sy liefde uit te stort in ons harte, goddelike krag, wat die bitterheid afbreek. Dat ons nie bitterheid net sal bestuur of verduidelik nie, maar dit sal breek. Dat ons 'n kerk sal wees wat die wêreld nie kan verstaan nie. 'n Kerk wat se eenheid deur 'n bonatuurlike God se liefde gebou word. Laat ons ophou vra na wat die Gees vir ons kan doen en begin vra wat die Gees deur ons wil doen. Laat ons op om Pinkster te meet aan ons geestelike ervarings en dat ons sê dit was 'n goeie Pinkster want verhoudings is versoen. Laat ons ophou wag vir Suid-Afrika om te verander en begin om die verandering te word wat Suid-Afrika wag om te ontvang. Wanneer Christus se liefde ons werklik dryf, verander alles. Nie geleidelik nie, nie uiteindelik nie, nou. Die Gees is uitgestort, die engine loop. Die vraag is nie of God opgetree het nie. Die vraag is of ons sal reageer. Die Here gee ons lewe, die Vader, die Seun en die Gees, en dis dieselfde Here wat vir my en jou uitstuur in hierdie wêreld in. 'n Wêreld vir wie Jesus gesterf het om dit te red. Daar kan baie ander planne wees om verdeeldheid, konflik op te los. Maar ten diepste is dit net God. God in ons, God se liefde in ons, wat mense kan versoen, wat mense bymekaar kan uitbring. Wat maak dat mense voel, jy praat my taal, jy verstaan my, jy het begrip vir my, jy luister na my, en ek hoor God deur jou. Kom ons wees die ambassadeurs, die brugbouers, die Here werk deur sy Gees in ons. Kom ons sing hierdie lied 532 en dan vra ons vir die Here, Here neem ons hande, maak ons een.
Ek lees vir ons die geloofsbelijdenis. Ons vertroue is in hierdie God wat ons glo, die Vader is, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En ons vertroue is in Jesus Christus, sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria. Hy wat gelei het uit liefde onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter huile neergedaal het. Maar wat op die derde dag weer opgestaan het deur die krag van God uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en gaan sit het aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en in ewige lewe. Amen. Ons gaan afsluit met lied 530, maar ek wil vra, ek wil dit tog vra, ek sê dit hier van vooraf, dat die Here het regtig vir jou lief, en hy het alles gedoen wat nodig is om jou te red. Maar ek wil vra of ons vir 'n oomblik net na mekaar sal draai, as jy iemand langs jou het, as jy niemand het nie, is alright, dan sê dit weer vir jouself, ek het dit vir jou ook gesê, maar ek wil vra, sê jy net namens die Here, vanoggend, net na die persoon langs jou draai, en vir hulle in die oë kyk, en namens die Here, hierdie boodskap van versoening aan hulle oordra, en vir hulle sê, weet die Here het jou regtig lief. Sy seun het aan die kruis gesterf, so lief het die Here vir jou. Jy hoef nie alles te sê nie, kyk maar net vir hulle in die oë en sê die Here het jou regtig lief. As jy hulle naam ken, sê die naam maar saam, maar raak dit persoonlik. Maar kom ons sê dit net asseblief vir mekaar. As ons meer oefen om dit te doen, dan kan ons dalk soos hierdie dominee, jong dominee, hoor hoe dit ook ons lewens verander, as ons hierdie boodskap vir mense begin sê, die Here het jou regtig lief, en ons is ook die draers van daai boodskap, van daai liefde. Kom ons sing lied 530, waarin ons sê, as ons dit nie praat nie, is ons maar net geraas, selfs as kerk. Melody
mag die liefde van die Here in jou lewe die lewe oopsluit, maar mag die liefde van die Here ook deur jou die lewe van ander oopsluit. Ek wil hom ook namens elke boer in hierdie gemeenskap, en dit geld vir ons dorpelinge ook, namens ons almal, Here, vir u baie dankie sê vir hierdie fantastiese, deurdringende reën. Ek dink dit was vir ons almal, ons kan maar hande klap. Ek dink dit was wonderlik. Ja. Terwyl ons harte uitgaan na hulle wat swaar gekry het, is ons ontsettend dankbaar vir dit wat ook in ons gemeenskap gebeur het. Daarvoor is ons baie dankbaar. Ontvang die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en hierdie liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van ons wees en bly. Amen.